Voordat ons die diens gaan begin, het Suster Kolyf my gevra of sy net vir ons een liedjie kan sing. So as sy vir my net kan kom, dan kan sy gou sing. Daar is sy. Baie dankie almal wat hier so is vandag. Ek voel ek wil die laaste liedjie sing vir my pa. En hierdie liedjie is gekies deur my ma. Love you. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The kingdom of the Lord is inside you. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. So I am here to share the truth. The beauty of the moonlight is shining for you. Praise Him who came to save our souls. I like the way within your hearts shine your light brightly. Hallelujah, 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 hallelujah. God, our Lord above, the way, the truth, the light, the love. In Him we trust to lift our hearts each day. He gave His life to share with us the light, the way, the truth, the love. All glory to the Father. Hallelujah, 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 Thank you, everybody who's here today. I love you lots. I don't know how I made that, but I'm gonna cry now. Thank you. Baie dankie, Koly. Ons waardeer dit ook. Is 'n mooi liedjie. En 'n mens kan baie daaroor uitbrei. Maar die tyd het aangebreek, laat ons die diens kan begin. Ons sal afgaan in stille gebed. Baie dankie.
Beloved, we'll commence the service by singing the first verse and the second verse, the first song on the pamphlet, please, standing. You lift the room this morning, did you think to pray in the name of Christ our Savior? Did you sue for loving favor as a shield today? Oh, how praying rest the weary, prayer will change the night to day. So when life seems dark and dreary, don't forget to pray. When you meet with great temptation, did you think to pray? By His dying love and merit, did you claim the Holy Spirit as your guide and say? Oh, how praying rest the weary, prayer will change the night to day. So when life seems dark and dreary, don't forget to pray. Amen. In die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Amen. Vader, weer in dankbaarheid waar U ons bymekaar geroep het as 'n gesin, as een groot familie, waar ons bymekaar kan wees, waar ons die laaste eerbetoning aan broer van Dijk ook hierso meedeel. Vader, vra ons om ons te seën deur hierdie dag, ons ook te behoed en te bewaar. Gaan ook met elke geliefde wat saam met ons hier is, en hou U beskermende hand oor elke persoon, en ook U vertrooste, wat U hulle ook sal omhels met die vertroostende krag wat U vir hulle gee. Vader, maar ons vra ook om ons te seën deur hierdie diens, die teks wat ons sal gebruik, dat U dit vir ons sal seën, dit vir ons sal oopmaak, sodat elke persoon die boodskap kan kry wat U graag wil vir hulle gee. Vader, maar ons vra ook, hier waar ons weer vertrek, dat U ook met elke persoon aan die stuur sal gaan, waar die profeet sal kan uitgaan om gevare uit te wys, sodat hulle persele ook sal besluit, weer sal kry soos wat hulle verlaat het. Vader, maar ons vra ook daar waar ons miskien teen U gesondig het, teen 'n werk of 'n daad, laat U ons dit ook sal vergewe. Ons vra dit nie als uit verdienste nie, net uit genade, in U naam sal amen. Amen. Geliefde, ons sal die tweede lied op die pamflet sing. Blye versekering, Jesus is mine. Hemelse voorsmaak, vreugde so rein, erfgenaam Gods van, Hy het geboet, geestelike gebore, rein deur sy bloed. Dit is my vreugde, dit is my lied, prys net my Heiland, aldag opnuut. Dit is my vreugde, dit is my lied, prys net my Heiland, aldag opnuut. Dankie geliefde, U kan maar sit. Geliefde, die teksvers wat ons gaan gebruik
is wat die broer hulle vir my, of die suster hulle vir my althans gevra het, om te lees, want dit was een van die broer se geliefde gedeeltes, wat ons gaan gebruik, dankie. Dit is Psalm 91, in die beskerming van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Almagtige sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vleuels, of met sy vlerke althans, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyn van bedag, vlieg in die, vir die pes van die donker, wandel vir die siekte wat op die middag verwoes in die. Al val daar duisende aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug, die Allerhoogste, het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag nadat jou tent naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jou voete teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. My lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien tot sover toe. Amen. Amen. Geliefde, jy moet maar verskoon, ek sukkel maar 'n bietjie om te sien behoorlik. Die ou brilletjie wil nie meer so lekker werk soos wat hy moet nie. En die ou oë is ook maar vol trane. Geliefde, weer eens wil ons net vir elke lid en vir elke familielid ook sê, ons is almal in rou saam met julle, hier waar ons ook betrokke is, maar ons weet, God sal altyd daar wees, om vir ons die beskerming te kan gee, vir ons te kan vertroos deur 'n moeilike tydperk. Maar as ek kyk na hierdie gedeelte, geliefde, wil ek u eintlik wys wat God vir ons hierso bedoel, wat hy vir ons wil probeer gee na 'n natuurlike lewe, maar ook so geestelik. Want dit is vir ons belangrik dat ons die natuur kan oorskakel ook na gees toe, sodat ons kan sien wat God van ons verlang in ons lewens. Dawid het hierdie gedeelte geskrywe, want hy het sy toevlug gevind
in God. En as ek kyk na die broer se lewenstyl wat ek hom ken, is nou 19 jaar, maar wat ek sy herder is van 2012 af. En elke keer wanneer ons met mekaar gekommunikeer het, kan 'n mens duidelik sien dat die liefde van God is in hom gewees. Daar was altyd 'n lag gewees op sy gesig. Hy was altyd vriendelik. Hy het almal probeer help waar hy moontlik kon. As ons kyk na die kinders en na die suster, deur moeilike omstandighede het dit partykeer gegaan, maar hy het nooit opgegee nie. Ek meen is 'n man van 77 as ek goed kan onthou. En hy het nog steeds gewerk. Altyd gewerk, nooit gaan sit nie. Sy natuurlike werk het hy nooit gaan sit nie. Hy het altyd uitgegaan en nog probeer om te doen wat hy moontlik kon. Al was die krag nie meer daar nie, het hy nog steeds sy werk gedoen. Geestelik het hulle probeer ook na die bes van hulle vermoë om te doen wat reg is, om hulle naaste te help, te ondersteun, hulle kinders, kleinkinders, altyd met liefde, die suster buite staan te ondersteun. En selfs die suster weer daai kant, waar sy altyd die broer ondersteun het. In die laaste paar dae, wat ons hom gesien het, ek en oudste, 2 keer wat ek by hom by die hospitaal gewees het, en as ek aan hom geraak het en hy het wakker geword, en sy oë het so effens oopgegaan, en hy herken my direk, en dan sal hy vir my sê, dag sê priester, gaan dit goed? Nou dis die persoon wat hy was. Ek weet omstandighede was dit nie altyd maklik om by die kerk uit te kom nie, maar hulle het my altyd op hoogte van sake gehou. As hulle weggegaan het, het hulle gevra vir seëninge om weg te beweeg en weer terug te kom. En dit is hoe 'n broer en 'n suster in sy herder gelewe het, in God gelewe het. Ek kan nog baie meer uitbrei oor die broer se lewe, maar kom ons begin met die diens, soos wat dit behoort te wees, geliefde. As ons kyk, net soos wat Dawid in God geleef het, het die broer hulle ook in God geleef. As ek 2 huisgesinne vat, want ek wil vir u 'n gedeeltetjie nog bylees, en dit is elke persoon se eie keuse, hoe hy sy lewe wil inrig, wat hy wil doen met sy lewe, want alles gaan om 'n keuse. En die broer het hulle keuse gemaak wat reg is. Ek gaan vir julle lees in Deuteronomium 30, verse 19 en 20, want daar saamkom nog ook 'n belofte, wat ook insluit in hierdie gedeelte. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe, die lengte van dae. Ekskuus tog, ek het die 20ste vers begin lees, ek het die 19de vers vergeet, wat die belangrike een is. Die 19de vers, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om dit aan hulle te gee. So die keuse is daar, geliefde. Ek moes ook 'n keuse gemaak het in my lewe, toe dit moeilik gegaan het. Want ek kan nie altyd lekker verstaan, hoekom het dit eers moeilik gaan met my, voordat ek 'n besluit gemaak het om deur te gaan, om op te tel nie.
om deel te word van die liggaam van Christus nie. Ek kan dit nie altyd klein kry nie. Dit maak dit vir my baie moeilik. Dalk was dit omdat ek ook in daai omstandighede was op 'n stadium waar God my geroep het. En as ek kyk na hoe God 'n mens roep, verstaan 'n mens nie altyd nie. Dis waar die profeet inkom, deur drome, deur visioene, deur gesigte. So het God my geroep, maar hy het ook elke persoon van u geroep. As ek hierdie twee gesinne vat waarvan ek net nou gepraat het, hierdie twee gesinne bymekaar sit, die een het sy keuse gemaak om die natuurlike lewe aan te hang, die ander ene het die geestelike lewe aangehang, wat ons nou daar in Deuteronomium geluister het. Soos wat hulle beweeg het en groot geword het, en die kinders het groot geword, dan word elke kind groot in hoe die ouer hulle groot maak. Hulle sterk maak in die krag wat daar gegee was. Ek gaan nie uitbrei baie op die negativiteit nie, maar u weet self, daar's baie negativiteit in die lewe, maar ek wil kyk na die positiwiteit. Daai gesin wat nou groot gemaak is, gelees het uit die skrifte uit, dienste bygewoon het, aktiwiteite bygewoon het wat God daar vir ons gestel het. Dis waar ons begin. Dis waar ons groot word. As ons kyk van dat ons klein is, vandat ons gebore is, tot vandag toe. Toe ons klein was, kon ons nog nie verstaan het nie. Maar soos wat ons groter word, was daar verstaanbaarheid. En wanneer daai verstaanbaarheid inkom, dan is dit wanneer ek my keuse moet maak. Ongelukkig by myself, eers op 'n 43-jarige ouderdom. Nie dat ek nie God geken het nie, maar ek het hom nie geken soos wat ek moes nie. Ek het baie goed gedoen. Ons almal het sekerlik goed gedoen as ek kyk na ons ouer garde in die skole, waar ons die skrifte geleer het. Maar vandag is dit weggevat. Nou as ek hierdie gesin vat in vandag se omstandighede is, die een wat groot geword het in die kerk en alles, daai kind, gaan dit navolg. Die kind wat dit nie gedoen het nie, gaan dit nie navolg nie. Maar veronderstel daai twee kinders word maats. Wil ek wys hoe werk God. Maar nou word hulle maats by die skool. Watter een gaan oorheers op die ou einde van die dag? Want die een wat negativiteit op groot geword het, gaan teruggaan na hulle ma toe, of na die pa toe, of na die ouers toe, en gaan sê, maar, weet ma, ons doen dit nie in ons huis dalk nie. Maar, hierdie persoon, hierdie maatjie julle van my, dank wanneer hulle eet, hulle doen 'n gebed, hulle gaan kerk toe. Hoekom gaan ons nie? Ek dink nou spesifiek aan my eie klein dogter, wat vir haar pa ook gesê het, pa, ek dink is nou tyd om gedoop te word, sy is 7 jaar oud. Maar is nou tyd om gedoop te word. So, sy het iets gesien in die maatjie, want hulle het nie kerk toe gegaan nie. In die maatjie wat sy gesien het, dis hoekom ek dit opnoem op hierdie stadium, want ek kan dit gebruik as 'n voorbeeld. En sy wil ook graag daarin deelagtig wees. Alhoewel haar ma hulle vir haar stories uit die Bybel uit gelees het, vandat sy klein is. Maar nie kerk toe gegaan het nie. Sy dankie Vader, daar was 'n maatjie gewees by die skool, wat haar nader getrek het, haar deelagtig gemaak het. So, God werk selfs deur die kind, om mense te bring, nader aan God. As ek kyk na die broer hulle, as ek kyk na hulle kinders, waar hulle groot geword het, hoe hulle groot geword het, kan ek duidelik sien, God was altyd heersend in hulle huis gewees. Ek sê gewoonlik, ons moet nie God eerste stel nie. Ons moet hom alles stel. Want as ek hom eerste gestel het, kan ek hom ook tweede of derde of vierde stel. So, God moet alles wees in my huis.
God moet in alles wees. Met ander woorde, wat ek daarmee bedoel, geliefde, is, wat ek ook al doen, moet ek vir God vra om my te lei. Ek kan dit nie uit my eie uit doen nie. Ek as mens kan nie. God het ons ook 'n resep gegee in die skrifte. 'n Resep wat baie belangrik is in almal se lewe. En ek gaan vir u ook 'n deeltjie daarvan lees, Romeine 12, wat ook in deel is in hierdie gedeelte van Psalm 91. Want dit is hoe ons verander, dit is hoe ons lewe heeltemal in die regte rigting laat ingaan, en pleks heeltemal weg te gaan van daai negativiteit af. Die opskrif is my ontsettend belangrik, want hy sê vir my, toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Nou geliefde, niemand van ons as mens kan die gawe van God gebruik as ek nie die volgende doen nie. Hy sê vir my, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Met ander woorde, ons met hierdie liggaam van ons, wat God aan ons geskenk het, waar ons siel in is, dis hy wat moet opgepas word, moet gedeel wees. So ek moet my liggaam skenk as daai lewendige heilige aan God 'n welgevallige offer. En dan die tweede versie wat vir ons dan daar wys, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Nou as ek kyk, die gemoed wat verander word, as ek daai twee kinders vat, weer eens, die maatjie wat in Godheid groot geword het, en die maatjie wat in die natuur groot geword het, wat het daar plaasgevind? Die maatjie wat in Godheid groot gemaak is, het daai ander dogtertjie weer gevat, of die ander maatjie gevat, en haar begin leer in Godheid, haar daai gedeeltes gewys het. Nou as sy sterk geword het in daai krag van God, dan gaan sy nie die negativiteit aanpas nie, of aanhang nie, want het is maklik om ook te swaai na die teenoorgestelde kant toe. So, dit is daai verandering, daai gemoedsverandering, is om af te skei van die natuurlike na die geestelike, om geestelik groot te word. Met ander woorde, ook die wedergeboorte. Ons het nou net die Paasfees deurgegaan, en as ons kyk na die Paasfees, is dit ook die afsterwe van die natuurlike tot die geestelike, as ons dit na die gees toe vat. En dan wat vir my baie mooi is in die 3de versie, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, sodat God dit aan elkeen, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Weereens kan ek sê, geliefde, niemand van ons kan die werk van God doen nie. Niemand kan toelaat dat die gees van God deur my werk, as ek groot is in myself nie. Met ander woorde, as ek nou dink, ek is beter as priester Roos, of priester King, of wie dit ook al mag wees. Nee, ek kan nie. Want dan laat ek die mens toe. Maar as ek die gees van God toelaat, dan sal ek altyd nederig wees. Ek sal altyd op my knieë wees. En dis hoe die broer hulle ook was. Hulle was altyd nederig gewees. Hulle het altyd gehelp waar hulle kan. Wat vir my baie mooi was. So hulle het altyd toegelaat dat die gees van God heersend in hulle wees. En dan wat van my baie mooi is, van die 4de versie af, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede almal dieselfde werking het,
werking het nie, so is ons almal saam in een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. Die liggaam van Christus, die kind wat gebore gaan word, of wat gebore is, die kind Christus, wat in my gebore moet word. Dis presies wat hierso moet plaasvind. So 'n persoon wat in die natuur gewandel het, die persoon wat in die natuur groot geword het, ek het nie natuurlik groot geword nie, ek was ook in die kerk gewees. Ander kerke, maak nie saak nie. Ons was in die kerk groot geword. Maar tog dwaal ons partykeer weg. Ons val bietjie weg. Maar dan kom God wanneer hy jou regtig wil gebruik, dan vat hy jou by die hand en hy trek jou nader. Hierdie gedeelte kom uit 'n droom uit in 2005, geliefde. Al my lede weet dit. En ek is lief om daaroor te getuig. Want soos wat God my geroep het uit hierdie gedeelte uit, roep hy elke een van ons. Al wat ons moet doen is ons moet luister. Partykeer deur 'n droom, soos wat in my plaasgevind het, maar met u dalk deur 'n broer of 'n suster wat u genader het, of 'n kind wat my genader het. Die apostel het nou eendag het hy ook vir ons gesê, met 'n groot aposteldiens het hy vir ons gesê, dat sy kleindogter vir hom moes geherinner het, oupa, maar dit is nie die regte ding wat jy moes gedoen het nie. Homself naak gemaak, geliefde. Maar hoekom? Omdat hy dalk miskien iets verkeerd gesê het, of gedoen het, en die kind het hom reghelp. So met ander woorde, die kind gebruik God ook. Die ouer garde gebruik God ook. Hy gebruik elke een van ons, as ons toelaat, om sy werke te doen. Wanneer ons toelaat, dat die Gees van God heersend in ons is, soos wat hy ook in die broer hulle is. Die broer het vir my baie keer kom kuier by die huis. Hulle was al daar by my verjaardag ook gewees. Wat hulle daar saam met ons deelagtig gewees het, wat ons lekker kon gesels het. En as ek baie diep moet ingaan, dan glo ek ons is definitief familie ook, na die natuur. Maar God lei elke persoon van ons. Luister ons na daai roepstem? Want soos dit in daai droom vir my gesê het, wat die persoon in my genader het en vir my gesê het, Spreuke 3 is baie belangrik. Romeine 12 is meer belangriker. Jy gaan nie verstaan nie, maar mettertyd sal jy verstaan. En dit was in 2005 gewees, geliefde. 2006 is ek opgeneem, die 1 Januarie wat ek in die kerk ingekom het. 9 maande na die geboorte, of 9 maande basies nadat ek die droom gehad het. Want die droom het ek gehad in die 2 April. En die 1 Januarie, 'n dag na, wat ek my voet in die kerk gesit het. Waar my skoonpa, ou priester Kalitz, hulle my onder die vleuel gevat het, en my gelei het, my gehelp het, om my pad weer te kry waar ek moes. Want dit was my gebed gewees. 'n Gebed wat ons elkeen moet deurgaan. Partykeer in moeilike tye, as ons kyk, hierdie is nie 'n maklike taak nie. Hierdie is nie 'n maklike omstandighede waar ons deurgaan nie. Maar partykeer gebeur dit in 'n mens se lewe, dat God 'n mens eers nader moet trek wanneer dit baie moeilik gaan. Gelukkig weet ek, is dit nie nodig gewees in hierdie omstandighede nie. Want hy smile van die broer het my altyd gesê, as jy daar inkom by hulle, was daar altyd liefde gewees. Altyd liefde betoon. Altyd. Die Gees van God wat heersend was in daai gesin. En dis hoekom ek nie eers bevrees is vandag om te weet waar die broer homself gaan bevind nie. Hy is met God. Net soos wat hy om ons gesê het hierso ook. As ons weer teruggaan na die laaste gedeelte van daai vers van die
Psalm 91. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ken ek my God? Of weet ek van my God? Wie kan dit jouself beantwoord? Ken ek net vir God? Ken ek my God? Of weet ek net van God? Ek het eendag 'n geliefde ook gesê, ek is nie skaam om dit te sê nie, geliefde, ek is partykeer 'n baie reguit persoon. Toe vra ek vir hom, het jy God lief? As ek vir u dit gaan vra, gaan u vir my ook duidelik sê, ja, ek het my God lief. Toe sê ek vir hom, bewys dit vir my. Toe sê het my priester, maar hoe bewys ek aan u dat ek my God lief het? En ek sê vir hom, is eintlik maklik. Sê vir my broer, hoe lief het jy jou vrou en jou kinders? En hy brei vir my uit, hoe lief hy dit hulle het. En ek vra die suster en jy, hoe lief het jy jou vrou, jou man en jou kind? Of jou kinders? En sy brei vir my uit. En toe sê ek vir hulle, okay, nou kom ons kyk nou weer eens, hoe lief het jy jou God? Brei vir my uit, hoe lief het jy jou God? En die broer se antwoord was gewees, en is nie om hom naak te maak nie, geliefde, dit was om te wys. Partykeer dink ons ken God, en ons het God lief, maar bewys dit vir my. Hier kon ek het duidelik in die gesin gesien het. En na die tyd, toe sê die broer vir my, wie jy, ek het gedink ek het my God lief, maar ek het hom nie regtig lief soos wat ek gedink het nie. Sy eie woorde aan my gewees, geliefde. So die vraag is net, hoe lief het ek my God? In hierdie gesin het ek geweet God was heersend gewees. Want ek kon dit elke dag gesien het deur sy lewenswyse, die liefde wat hy aan die suster, die liefde wat hy aan sy kinders, sy kleinkinders het, almal gegee het. Dis die liefde van God. Dis hoekom God hom sal beskerm. Dis hoekom God hom sal hou in sy lewe. Dis hoekom hy daar vir ons sê in Psalms 91. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. Met ander woorde, gebed. Die gebed wat uitgaan, sal God verhoor. Want dan is ons 'n spreker saam met God. Ons het dan gemeenskap met God wanneer ek met God praat, in gebed. Maar wanneer God met my praat, is in drome, of met 'n broer of 'n suster, of 'n kind wat my nader en ons kan gesels oor die Godheid, dis metodes wat God met ons praat. Of deur die skrifte, waar daar openbaring kom, sodat ons kan beter verstaan. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. As ek dink, die broer het die laaste tyd, was dit baie moeilik geweest vir hom. Hy het nooit opgegee nie. Alhoewel hy swak was. Hy het nooit opgegee nie. Hy het altyd aanhou veg. Maar die liggaam, ons natuurlike liggaam, kan dit nie altyd hanteer nie. Dit is baie moeilik. So, God gee vir ons daai uitweg. En wat ek glo, wat die broer hulle ook maar in sy eie gebed gegaan het, in sy eie gedagtes, dat God hom sal verlos. Want ons het Vrydag ook 'n begrafnis hier gehad met 'n broer Derksen, wat ook uit verlossing gevra is. Nie ons wil nie, geliefde, maar God se wil. Ons kan vra tot verlossing.
Maar as dit God se wil is, dan sal hy verlos. Of dit nou natuurlik is, of geestelik. Al wat ons moet doen is, ons moet net vra tot God. Want hy sê vir ons duidelik, 'n opregte gebed sal hy verhoor. Hy sal dit verhoor. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. En dis presies wat gebeur het. As jy kyk in die roeping wat die broer was, hy was op 'n stadium ook 'n onderdiaken in die kerk gewees, wat hy sy werke gedoen het. Nooit opgegee nie, nooit nie, hy het altyd aangegaan, altyd verder en verder beweeg. Geliefde, ek kan nog baie aangaan, maar ek weet die tyd gaan my inhaal. En priester Roberts wil graag ook nog 'n spreekbeurt hê, en ek gaan dit vir hom toedien. En dan gaan hy vir ons ook die gedeeltetjie lees, net nadat hy 'n paar woorde met ons gespraat het. En dan sal ek daarna weer terugkom, en dan sal ek die siel in die rus instuur. Dankie. Geliefdes, ek is dankbaar vir 'n kans wat ek gegee is om net my liggaam te kan diensbaar stel as 'n instrument. Eerstens wil ek ons medelee saambring van die Middelburgvelde suster en wil vir julle sê dat die Here vir ons vertroosting sal gee. En die vertroosting kom uit ons midde uit, want dit is waar God die vertroosting vir ons gee. Jy weet, as ons gaan kyk in die skrif, dan sê hy vir ons, soek dan nou eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. Maar om dit te kan doen, moet ons een van twee dinge doen. Ons moet weet hoe hy lyk, en ons moet weet waar om te kry. Nou as ek kan gaan kyk na hierdie koninkryk van God, hy sê die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dit is nie 'n ding wat jy kan vat nie, dit is nie 'n ding wat jy kan gaan koop nie. Hierdie koninkryk van God moet ek en jy gaan soek. Is geregtigheid, vrede, liefde, blydskap in die Heilige Gees. Waar gaan ek al hierdie goed kry? Galasiërs 5 vers 22 sê hy vir ons, en die vrug van die Gees is liefde, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, blydskap, goedertierendheid, selfbeheersing. Dit is alles die eienskappe van hierdie vrug van die Gees. Kan julle my hoor daar agter? Of moet ek die volume knoppie bietjie opdraai? Nou vra ek myself die vraag af, al hierdie eienskappe, hierdie liefde, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, alles, waar gaan ek dit kry? Ek kan dit nie by die Bybelkas kry nie, ek kan dit nie by daai offerkas kry nie, ek kan dit nie by 'n rekenaar kry nie. Daai is eienskappe wat binne in 'n mens gesetel is. Dis eienskappe wat 'n mens kan openbaar. Nou wat moet ons nou eintlik soek? Moet ons nie die mooi in mekaar soek nie? Wat het hierdie broer vir sy familie gelos? Die mooi in die koninkryk. Die mooi in die koninkryk, hy het hulle die goue voetspore gelos. Kyk waar is hulle vandag? Hulle is hier waar hy hulle wil hê. Die goue voetspore is daar gelos. Hy was 'n huispriester in sy huis, want sy huispriester staan nog. En hy het daar goed voorberei vir vandag. Van die suster het die kinders groot gemaak, soos wat hulle besluit het om dit te doen, soos wat die Here hulle geleer het en vir hulle gelei het. Maar nou wil ek gou vir julle ietsie vra, ek het nie baie tyd nie. Daar is ons loop hier langs die rivier af, né? En hier sit 'n man en 'n vrou op 'n bank,
Maar hierdie vrou se vinger gaan net so die hele tyd in die lug, nee. En die man kyk aan die ander kant toe. Wat sien julle daar, is daar liefde daar? Maar nou kom julle net so paar trekkies verder. En daar sit 'n jong man en 'n vrou op die bank. En hou haar so vas, nee. Wat sien julle daar? Sien julle liefde? Ek sien liefde daar. Die ander woord vir liefde, geliefdes, is omgee. As ek nie vir jou omgee nie, gaan ek nie vir jou lankmoedigheid wys nie. Ek gaan nie vir jou verdraagsaamheid gee nie. Ek gaan nie selfbeheersing toepas nie, al maak jy my kwaad. Want al kan ek die tale van mense en engele praat, maar ek het nie die liefde nie, het ek niks. En liefde is die sleutel wat al hierdie vrugte van hierdie eienskappe van die vrug van die Gees oopsluit. Want as ek nie daai liefde in my besit het nie, as ek nie omgee in my besit het nie, as ek nie vir jou omgee nie, dan kan ek die vrug van die Gees nie vir jou openbaar nie. So wat moet ek en jy nou doen vandag? Julle hoor daar buitekant gaan dit raas, né? Dit raas daar buitekant. Wie weet wat hier binne in hierdie saal aangaan? Wie weet hoeveel hartseer vandag in die saal is? Onthou, die wêreld gaan aan daar buite. Niemand weet van die hartseer wat hier so is vandag. Behalwe hulle wat hier is vandag. Maar dit is vir my en vir jou vandag. En my amptbroer het gepraat daaroor, ek is lief om daaroor te praat. Dit is vir my en vir jou 'n keuse. Hy sê kies dan wie jy wil dien vandag. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Kyk hoe het die Here gedien. Waar is die kinders vandag? Waar is die kleinkinders vandag? Tot sy herder het hom geken. Sy medebroers en sy medesusters het hom geken. Ek wil amper sê, dis bloedspore wat gelos is. Opoffering. Né? Want is ons maklik om kinders groot te maak, né? Jy gooi hom in die bad. Sê, daar sê. Sit hom maar neer, sê vir hom, daar is as jou kos eet. Né? Of daar is die pap, hy is 2 jaar oud, daar is die pap, kryf in die kas eet. Nee, dit gaan met moeite gepaard. Jy moet hom alles leer. En net so het hy sy gesin geleer. Net so leer hy ons vandag. Want hy het die stryd gestry en hy het die geloof behou. So die kroon het hy klaar ontvang. Kan ek jou 'n vraag vra? Hoe lyk ek en jy vandag? Waar staan ons? Kom ek vra myself die vraag. Roberts, waar staan jy vandag? Want is maklik om te val. Ek kan vinnig val oor iemand se woorde, ek kan val oor iets wat iemand doen. Maar dit is nie die val wat belangrik is nie. Julle almal is julle gemoedere is laag vandag. Julle is hartseer. Julle het geval. Net vir 'n rukkie. Maar God sal vir julle die krag gee om op te staan. Dit is nie hoe jy val nie, dit is hoe jy opstaan. Dis wat saak maak. Die pleistertjies kan ons op die pad kan ons plak. Want hierdie pad wat ek en jy loop is nie 'n pad wat gesaai is met roosblare nie. Dit is nie 'n pad wat happy-go-lucky is nie. Alles is mooi, daar's nie probleme nie. As ek dit vir jou gaan sê vandag, gaan ek vir jou lieg en ek wil nie vir jou lieg nie. Want ons moet die waarheid bring. Hierdie pad is gedissels en dorings op.
Net soos wat die saaier uitgegaan het en gesaai het. Dan Matteus, né? Net so. Die saad het in die klippe geval, die ander saad het op die pad geval, daar saad wat in goeie grond geval het. Soos my en jou se hart vandag. Jy kan kies vandag of jy dit wil aanneem en of jy dit nie wil aanneem nie. Ek kan nie sê ek sien jou môre weer nie. Want gister is verby. Môre is vir niemand beloof nie. Maar wat saak maak vandag is wat ek en jy nou doen. Dit wat ek en jy nou doen, dit is wat saak maak. Dan hou hy vir ons voor, wat het die priester vir ons gelees. Ek hou vir jou die seën voor en ek hou vir jou die vloek voor. Wat kies jy? Kyk hoe gee vir ons weer 'n keuse. Kies dan nou vandag wie jy wil dien. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Vir so weilig gaan daar hartseer in julle harte wees. Dis normaal. Because we human. Maar dit gaan ook verbygaan. Julle gaan hom nooit vergeet nie. Maar dit raak net beter, soos wat die aanvaarding kom. Want hy sal altyd in julle harte bly leef. In jou hart, dis waar hy sal wees. Jy sal altyd onthou. Want jy gaan jou vind, as jy besig is met pa het dit so gedoen. Jy gaan dit altyd onthou. Omdat hy jou geleer het. Hy het jou die weg gewys. Hy was die een wat jou mentor was. Die rots, die huispriester, die man van God. Amsbroer, ek gaan nie nog baie tyd vat nie. Ek sien die tyd het vir ons klaar aangehaal. Baie dankie vir die geleentheid. Ek sal vir die priester vra, dat hy ons verder sal segen. Dankie geliefdes. Geliefde, die priester het nou daar gesê, net my direk laat dink, ek het die plekkie ook gemerk vandag. Ek wil dit net graag vir julle ook lees, voordat ek afsluit. Ek kan net gou kry daarso. Hy het gesê, God is die een wat ons leer. En dit staan ook in die skrifte. Ek gaan dit vir julle lees. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis 2 Timoteus 3 verse 15 tot 17 geliefde. So dis nie ons as mens wat u die lering gee nie, of wat u lei nie, maar dis God wat ons leer, elkeen van ons. Al wat ons moet doen, soos wat ek gesê het in Romeine 12, ons moet net ons liggame stel tot God, en hy sal die werk doen. Ons sal vir God vra om elke woord wat positief was, uitgegaan het, te seën. Amen. Amen. Here, ons bid u, skenk aan hierdie siel die ewige lewe, die kroon van oorwinning, die vrede en vreugde van u koninkryk en die gemeenskap van u heiliges, tot eer en verheerliking van u naam in ewigheid. Amen. Amen. Gaan nou in vrede, geseënde siel, weg van hierdie wêreld met sy versoekinge, droefheid en sorge. Ons lewer aan die siel
Ons lewer die siel in die hande van God, die gewer daarvan, wat ons liefhet in Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Amen. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Die Here seën u en behoed u, behou u vir die ewige lewe. Amen. Amen. Laat die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons bly van nou af tot in ewigheid. Amen. Amen. Here aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit was in die begin, nou is en altyd sal wees, wêreld sonder end. Amen. Dankie geliefde. Ek dink amper wie is dit wat saam met lees? Dit is hier. Dis sy my priester. Sit maar net gou. Ek dink aan. Ja, ons sal net na die tyd. As jy klaar is, dan kan ons maar net vir die geliefde vra van die laat hulle die blommetjies kan gooi, die wat wil hy laaste eerbetoning doen ook. Dankie. Marie se brief. Dit was 'n eer en 'n voorreg om saam met my besonderse eggenoot en sielsgenoot, man, Kosie, grootste deel van my hele lewe deur te bring. My beste vriend, my rots. Hy was 'n merkwaardige steunpilaar. En my vriendelikheid, en sy vriendelikheid, het hy almal net die beste in die lewe gegun. Die tyd saam met Kosie was beslis 'n wonderlike en baie unieke sielsreis wat ons 'n uitnemende span en kon altyd op hom staat maak. Met sy natuurlike wysheid het hy my oor die jare baie dinge kon leer. Veral oor die ware liefde, opregte respek en selfvertroue. Ek glo in die diepte van my hele wese, my kosbare man spesiaal deur 'n hoër hand gestuur was. Die werklikheid is dat daar sal nooit genoeg woorde wees vir alles waarvoor ek Kosie wil bedank nie. Veral ons 4 pragtige gesonde kinders, ons pragtige gesonde kleinkinders, en dat hy ons altyd belangrik laat voel het. My droomman in my siel vir ewig. Dan staan 'n paar briefies van die kleinkinders en van die kinders wat ek vir julle wil lees. Ekskuus, ek het nou hierdie ding oop hier, dat ek ook 'n bietjie beter kan sien. Liefste papa. Ja, dis daai ene. Met jou wysheid, luisterende aandag
en lewensondervinding het jy oud en jong gemaklik vertroos. Opgelig, geïnspireer, dit maak nie saak wie of waar nie. Jy het altyd die goud en goedheid in mense gesien. Papa, jy was 'n wonderbaarlike, talentvolle man. En wat ook al jy aangepak het, het jy met liefde, respek, entoesiasme gedoen. Papa, die beste geskenk wat jy vir my gegee het, was 'n opregbare, kosbare, jou liggie sal vir ewig aanhou skyn. Rusag. Dit is Jolandi. Papa sal altyd my hero wees. Jy is my mentor. Ek is so baie by papa geleer. Dit sal 'n leeftyd vat om die stories oor te vertel. Ongelooflik liewe papa, tot weersiens, Chantel. Ek sal altyd baie goeie herinneringe van papa in my hart koester. Ek waardeer dat papa my geïnspireer het om liefdevol, selfversekerd deur die lewe te gaan. Ek sal veral aan al die jare wat ons gehad het en pragtige kleurvolle tuin met eetbare plante sien, net soos papa al die jare gehad het. Papa leef ewig in my hart, Kal. Dankie papa vir die goeie tye, en dankie vir 'n wonderlike pa wat papa vir ons was. En dankie dat papa my die man gemaak het wie ek vandag is. Papa sal vir altyd in my hart wees, liever papa. Song vir my dad, Snotkop Kosie. Plants green and flowers so bright. The smell of leather fills the air at night. I feel the wood against my hand. Cement all over waiting to be found. The kitchen moved again. The couch and the rooms too. Pink kisses awaiting lifting our mood. Some jokes that we did not understand, but still laughed at. Love so pure you wouldn't understand. Everything now seems bland. Missing you is hard, that I will admit. Your love was so strong, stronger than the toolkit. But here I am, saying goodbye to your love, your laugh, your voice, and your eyes. Missing you is hard. That's all I have to say. Except I can't wait to see you again one day, Lara. Ek wil net sê dankie oupa vir alles wat oupa vir ons gedoen het. Oupa het my veel lesse geleer. Ek is baie lief vir oupa. Oupa gaan oupa baie mis. Cherise. Oupa was 'n lig in almal se lewe gewees en het altyd geweet hoe om 'n glimlag op mense se gesigte te sit.
Ek sal vir ewig oupa se grappies onthou. Oupa se oupa pap. Vroeg in die oggend. Oupa se custard, wat oupa altyd spesiaal net vir my gemaak het. Oupa se mooi hart. En hoe oupa altyd gewerk het. En nooit moet opgegee het nie. Ons was geseënd om 'n oupas Ons was geseënd om en sal vir altyd lief wees vir oupa. Rus en vrede, oupa. Oupa is by die huis. Ek dink is Kathy. Katie. Oei, dat is nie haar nie. Ek het nooit gedink dat die tyd so gou sal kom dat my oupa nie meer hier is nie. Hy was die man wat seker gemaak het sy kleindogters was oukei. En hy het ons almal met sy hele hart lief gehad. My oupa het ons die beste kinders gegee, die kinderjare gegee. En dis iets wat ek nooit sal vergeet nie. Want dit is altyd in my herinneringe. Ek was en is baie lief vir oupa en gaan oupa daar het ek nie my plek verloor. Ekskuus julle hoor. Alles van hom mis. Sy gesig, sy tee, elke oggend en hoe daar oor gaan geslaap het. En meestal sy grappies wat ek nooit verstaan het nie. Ek weet oupa is nou veilig in 'n veilige plek en ek is nie meer in pyn en oupa nie meer in pyn nie. Mag oupa in vrede rus vir ewig in ons harte. Ek is baie lief vir oupa en dit kom van Megan. Although I never met Papa personally, we spoke frequently via WhatsApp. Our conversations were usually about cars, gardens, painting. Papa was always extremely generous with knowledge and willing to help me in whatever way necessary. I felt very much as though I had known Papa all my life. His energy and spirit will inspire me always, Philip. Hierdie videoetjie maak ook dankie dat julle almal
ook hier is vir oom Koos van Dijk, pappa, oupa, om dankie te sê dat julle almal hier is om dit by te woon. En weet ons het mense daar buite wat nog omgee oor die mense. En dit is vandag die laaste afsluiting van oom Koos van Dijk, buurman, pappa en oupa. Dis sy lewe en ons gaan sy herinnering gaan ons altyd onthou. Ek is Karen, buurvrou en ook as 'n goeie suster vir die Van Dijk familie. Wil net baie dankie sê en ook selfde vir familie en dankie dat julle altyd daar is. Ons is daar vir almal. Ek wil net bedank aan priester en suster Van Dijk, priester en suster Roberts, vir al die reëlings hier by die ou pastoorlike kerk vir bystand en hulp. Vir Dr. Walter Ward, wat vir pappa gehelp het op die laaste, en ook sommer vir Kelvin, dankie sê vir die video editing. Ek sê baie dankie daarvoor. En dan ook vir Jan, Paula en myself, wat ook daar is as goeie bure en nie net as bure nie, as familie. Al is ons dit net oor kan die pad, ons is familie, nie net gewone bure nie. En dan wil ek net Integrity Funerals ook dankie sê, wat julle alles gedoen het, van die optel en tot nou toe, wil ek net dankie sê daarvoor. En ook ons familie, vriende, Golden Oldies, vir die boodskappe, oproepe, kuier, liefde en baie omgee. Ek wil dit net sê, te danke van Tannie Marie en die familie. Baie dankie. When the weight gets heavy, I lift my hands to heaven. I've walked through valleys, shadows all around, lost in my own worries, couldn't find solid ground. I've made mistakes I can't outrun, but your grace shines brighter than the morning sun. I've fallen down, I've felt so small, wondered if I'd ever rise above it all. But in the quiet of a broken prayer, I found a peace that only you can share. Hands to heaven, reaching for your grace, lifting up these burdens that I can't erase. When the storms are raging and I'm feeling low, I find my shelter in the love you show. Through the trials and the tears I've cried, your mercy finds me where I try to hide. There were nights I thought I'd lose my way, and doubt and fear were all that I could say. But when I call upon your name, the darkness fades, I'm not the same. You've seen me at my weakest, held me through the pain, forgiven all the failures I can't seem to do explain. Your love is like a river, steady, wide and true, flowing through the valleys, carrying me back to you.
weight gets heavy, I lift my hands to heaven.